Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Vrydag, die 24ste April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Eksodus 31 vers 1 tot 11, vertel ons 'n wonderlike storie. 'n Storie van gawes, 'n storie van wonderlike gawes, wat net die Vader kon uitdeel. En baie mense het hierdie gawes ontvang in vandag se dae, maar nie almal gebruik het vir die goedheid van ons Vader, ons Skepper nie. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het 'n Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda by sy naam geroep. En ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper. Luister mooi, en ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Eerstens, ek het hom vervul met die Gees van God. Met die Heilige Gees is hy vervul. Met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk en stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees in allerhande werk. Hierdie man het die kunsvaardigheid ontvang van die Vader af, om met goud te werk, silwer, koper, selfs met hout, allerhande werk. En kyk, ek het hom Oholiab gegee, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan, en in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak. Die Here het nie sommer net enige persoon gekies, om aan die tempel te werk, en aan die klere van die priesters nie. Dis mense vir wie die Vader die wysheid en kennis, die insig gegee het. Hulle is vervul met die bekwaamheid om dit toe te pas. Die tent van samekoms en die ark van die getuienis en die versoendeksel wat daarop moet wees en alles wat behoort by die tent. En die tafel met sy gereedskap en die suiwerkandelaar met al sy gereedskap en die reukaltaar, ook die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die waskom met sy voetstuk en die kunstige klere en die heilige klere van die priester Aaron en die klere van sy seuns om die priesterambt te bedien. Ook die salfolie en die reukwerk van speserye vir die heiligdom, net soos ek jou beveel het, moet hulle dit maak. Eerstens het God hierdie man gevul met sy Gees, met die Heilige Gees. Daarna het hy hom die wysheid gegee, die kennis, die verstand, die bekwaamheid, om kunstige planne uit te dink. Maar die Vader het vir hulle alles gegee, presies hoe om dit te maak, en hulle het dit volgens die Vader gemaak. Die Here het nie met hulle net op 'n papier geskryf en vir hulle die plan gegee nie. Hy het dit in hulle verstand geplaas. My vraag aan jou vandag is, wat 'n gawe het die Vader jou gegee? Gebruik jy dit vir hom, vir sy doel, vir sy vereistes? Ons elkeen het 'n pad om te stap. Ons elkeen het 'n posisie in die liggaam van Christus om iets te doen vir die koninkryk van ons Vader. Wat doen jy? Gebruik jy dit talentvol? Gebruik jy dit volkome? Of gebruik jy dit deelsigtig omdat jy dit nog nie verstaan nie? Ons almal was iewers op 'n begin.
en moes geleer het. Gebruik dit wat die Vader jou gegee het, vir die regte redes, en groei daardeur. Groei daarin, en word gevul met die wysheid, die kennis, die bekwaamheid, van dit wat hy jou gegee het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie, dat U ons elkeen van ons, 'n gawe gegee het. Vader, vandag bid ek, Here, dat elke ene daai gawe sal ontdek, as hulle dit nog nie ontdek het nie, dat hulle daai bekwaamheid sal bekom, Here, dat U hulle sal vul ook met die Gees, Here, dat hulle hierdie dinge kan reg gebruik, Here. Gee hulle ook die wysheid en die insig, Here, om dit te gebruik ten volle met die kennis wat U hulle gee. Vader, laat ons elkeen groei in die posisie waarin U ons geplaas het, sodat ons in 'n volkome een liggaam kan wees, die liggaam van ons Christus, ons koning en verlosser, ons middel intreer. Dankie Vader, vir die wysheid, die insig, die kennis en die bekwaamheid wat U ons elkeen gee, vir dit wat ons moet doen op aarde. Vader, laat ons nie terugstaan nie, laat ons nie ons talente begrawe nie, maar laat ons dit openbaar, en het op die regte manier gebruik, vir die regte redes, vir U koninkryk. En ons dankie daarvoor, Vader. Dankie vir die liefde en genade, en dankie, Here, dat U ons die krag gee, die insig gee. Dankie dat ons na U toe kan kom, Vader, en vir U kan vra om ons op te rig daan. Vader, ek bid dit nie in my eie wil nie, maar in die naam van Christus Jesus, tot verlossing van ons elkeen se sondes. Bewaar ons ook teen die bose, Here. Ons dankie vir ons daaglikse voedsel. Dankie ook vir ons daaglikse brood, wat ons siele voed, Here. Dankie vir die woord wat ons vrylik kan lees, Here. Dankie dat ons nog vrylik kan wees in die land, Here, sonder vervolging, U kan dien. U woord kan lees, Here. Vader, ek bid vanmôre dat U engele in elke huis sal gaan, waar U woord gedeel word, Here. Dat U engele elke kind, Here, sal bewaar teen die bose magte van hierdie uur. Bewaar ons gedagtes, Here, en bewaar ons teen alles waaroor U ons waarsku in U woord. Dat ons nie in hierdie dae mislei word nie, en dat ons nie verwonderd agter valse leraars en valse profete aangaan nie. Maar dat ons in die bekwaamheid sal wees om te verstaan en te kan ontleed wanneer iets nie reg is nie. In Christus Jesus naam bid ek. Amen. Onthou, lees self jou Bybel. Moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.